Die graanmarkte bly onder druk, maar die storie raak nou baie interessant. Die oeskatting is nog opwaarts aangepas soos verwag en draai fondse dan ook nou negatief teenoor die markte. Maar daar is dalk bietjie goeie nuus aan die insetkant met kunsmis en oliepryse wat dan begin daal. Kom ons kyk wat dit alles vir pryse beteken. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkoorsig wat met trots aan jou gebring word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028 met slegs 4 jaarlikse betalings oor 'n 5 jaar periode. BTW terugbetaalbaar na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod is slegs geldig tot 31 Augustus 2026. Op die graanmarkte het die witmielie spotprys dan gedaal na R3.123 per ton met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3.500. Die geelmielie spotprys daal na R3.180 maandag met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3.480. Die sojaboon spotprys styg na R6.882 met die Mei 2027 kontrakprys op R7.084 per ton. Die sonneblom spotprys styg na R9.010 met die Mei 2027 kontrakprys op R8.800. Die koring spotprys daal na R5.690 met die Desember kontrakprys op R5.831 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R3.101. Uitgedopte Argentynse grondbonus en nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R19.832 met die katoenprys ook laer op R10.690 per ton. Kom ons kyk ook dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse daal verder met die Irium FOB Arabiese golfpryse tans op R6.506 met kaliumpryse ook laer met die KCl FOB pryse ook op R6.506. Fosfaatpryse het gedaal met die MAP FOB pryse nou op R14.411 per ton. Swaaltekort hou steeds fosfaatproduksie onder druk en beperk dit nou beskikbaarheid. Vir kunsmiskotasies is jy ook welkom om direk met Greta van Pryswys te praat op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike prys op bykans enige insetproduk te kry. Pryswys, jou skakel na beter insetpryse. Voor ons na die week se markte kyk, wil ek ook net vinnig vir Syngenta en Laveld Agrochem baie dankie sê vir die geleentheid om onlangs saam met hulle Mauritius by die Son Safari te kon kuier. Dit was 'n fantastiese week saam met produsente en rolspelers in die bedryf waar ek die voorreg gehad het om insigte oor die Suid-Afrikaanse landboumark met almal te kon deel. 'n Groot dankie aan Syngenta vir die uitnodiging en vir 'n baie professionele en onvergeetlike geleentheid saam met hulle. Ek het dan ook beloof ek sal vir Andries van der Heever van Swartwater 'n shout-out gee. So Andries, dit was baie lekker om jou en jou familie te kon ontmoet op hierdie trip. Maar met dit genoem, kom ons begin vandag by die mieliemark. Laasweek se 5de oeskatting is weer opwaarts aangepas met die mielieoes nou bo 17.25 miljoen ton. Soos hulle altyd sê, 'n groot oes raak altyd groter en is dit ook dan presies wat ons hierdie seisoen gesien het. Wat wel baie interessant is dat hierdie groter oeskatting nie noodwendig ons plaaslike markpryse verder afwaarts gedruk het nie. Die rede daarvoor is dat hierdie groot oes dalk reeds grootliks in die pryse ingeprys was. Onthou, iets wat die mark regtig skuif, moet nuwe nuus wees, iets wat ons nog nie in ag neem nie. Wat hierdie skatting wel bevestig, is dat Suid-Afrika waarskynlik naby aan uitvoerpariteit of selfs onder uitvoerpariteit moet bly om oor aanbod uit die plaaslike mark dan te kry. Ek sien tans dat Amerikaanse uitvoerpariteitspryse dan rondom R2.812 per ton staan, met Argentinië nader aan R2.878. Dit bly natuurlik net 'n aanduider, want as ons regtig sukkel om al hierdie aanbod uit ons plaaslike mark te kry, kan pryse maklik onder daardie vlakke ook dan in beweeg. Internasionaal help die prentjie ook op die oomblik nie vir mielies nie. Fondse het weer redelik aggressief hulle kort posisies by mielies bygevoeg en het die netto posisie weer verder kort beweeg die afgelope week.
Met ander woorde, fondse is nou heelwat minder positief oor waarheen mielies kan gaan. Die mark gaan waarskynlik 'n nuwe weersprobleem of 'n weerspremie moet inprys, 'n sterker vraag moet sien of een of ander nuwe storie nodig hê om weer ordentlike opwaartse momentum vir die korttermyn te kry. Plaaslik bly die groot vraag egter hoeveel mielies ons werklik moet uitvoer. Wat ek wel nou agterkom is dat niemand presies noodwendig weet waar die S&D syfers staan nie en verskil dit maar baie. Ek begin al meer dink dat produsente dalk teen hierdie lae pryse net die minimum gaan probeer lewer. Party gaan dalk meer graan deur hulle vee probeer bemark en ander gaan dalk probeer hou dan vir volgende jaar, veral met die El Niño wat nou in almal se agterkoppe sit. As dit gebeur, kan die korttermyn aanbod in die binneland dalk minder wees as wat al hierdie S&D syfers vir ons sê en is wat die mark natuurlik verwag en dit kan die druk op die mark dan so bietjie verlig. Maar dit verander ongelukkig nie die groter prentjie nie. Ons sit met 'n geweldige groot oes en uitvoere gaan steeds baie belangrik vir ons bly. Vraag behoort wel redelik goed te bly teen hierdie laer pryse. Wat my net wel bietjie bekommer is die optogte en onsekerheid rondom die buitelanders wat hierdie week dan plaasvind. Ek weet van 'n paar meelenaars wat dan laasweek reeds begin terugstaan het met hulle maalaktiwiteit omdat mense nie nou groot voorrade wil hou nie terwyl daar hierdie onsekerheid is. Hopelik normaliseer dit vinnig na Dinsdag se optogte en begin aankope dan weer vinnig hervat en van hierdie pyplyne wat weer moet volmaak en hopelik kan dit weer pryse ondersteun. Die sojaboon-oes is ook weer hoër geskat en staan nou bo die 3 miljoen ton merk, terwyl sonneblom op ongeveer 910 000 ton geskat word. So ook hier sit ons dan met geweldige groot plaaslike aanbod. Wat belangrik is waar plaaslike pryse teenoor uitvoervlakke dan ook lê. Tans lyk dit of plaaslike sojabone omtrent so R532 per ton bo die Argentynse uitvoervlakke lê en sowat R170 of R169 bo die Amerikaanse uitvoervlakke. Wat my ook bekommer is dat die fondse ook hier dan redelik hulle netto langposisies redelik verminder het. As Amerikaanse weer nie 'n probleem vir ons gaan raak in Julie of Augustus nie, of as vraag nie sterker gaan inkom nie, kan sojabone dan ook sukkel om dan sterk opwaartse momentum te kry. Hier lyk dit wel of China dan moontlik sterker kan terugkom na die mark en die vraagkant te ondersteun en kan dit dalk weer die markte ondersteun. Veral as die pryse dan op 'n laagtepunt is en hulle dan teen redelike goedkoop pryse kan inkoop. Julie bly nou 'n baie belangrike maand vir die Amerikaanse mielie en sojaboon-oeste. Daar beweeg wel 'n hittegolf nou deur hulle groot produksieareas, maar meeste analiste se gevoel is steeds dat die El Niño vir die Amerikaners natuurlik beter reën en bietjie koeler temperature in Julie en moontlik Augustus kan beteken. As dit dan wel gebeur, gaan dit moeilik wees vir die mark om 'n groot weerspremie in te prys. Hulle prys maar gewoonlik 'n groot weerspremie in as dit dan geweldig droog is en nie noodwendig nat nie. Die groter risiko lê dalk eerder by Brasilië later in die seisoen. El Niño kan vir Brasilië ander effek hê as vir Amerika. En as Brasilië later gaan bekommerd raak oor hulle sojaboon of hulle mielieaanplantings veral vir die Safrinha mielieoes, kan ons dalk interessante bewegings in die internasionale pryse begin sien. Dit is wel nog bietjie vroeg om dit wel nou al in te prys, maar dit is beslis iets wat ons in die agterkop moet hou vir volgende seisoen of die nuwe seisoenpryse. Die koringmark begin nou daarom bietjie beter lyk. Die groot rede is dat die globale mark weer meer fokus op weerrisiko's. Europa ervaar tans geweldige hittegolwe en as hierdie hitte aanhou of belangrike produksiegebiede verder dan skade kry, kan dit die oespotensiaal negatief begin beïnvloed. Australië is ook iets om nou dop te hou. Met verwagtinge van minder aanplantings met hoër insetkostes as ook droër weer wat hulle verwag, kan dit ook ondersteuning in hierdie markte bied. Dit gee nou 'n bietjie ondersteuning aan die internasionale koringmark, maar ek dink nie ons moet nou te vinnig positief raak vir koringpryse nie. Die Swartsee streek bly steeds 'n groot faktor. Rusland, Oekraïne en ander lande in daardie streek bly groot uitvoerders en as hulle steeds goeie volumes in die mark gaan inbring, gaan die internasionale pryse nie noodwendig skerp opwaarts beweeg nie. So die globale koringmark sit nou eintlik tussen twee stories vas. Aan die een kant is daar die hitte en die weerrisiko's in Europa, Australië en Amerika wat dan ook baie risiko's of skade gehad het dan die afgelope tyd en aan die ander kant is daar steeds sterk uitvoerkompetisie uit die Swartsee streek.
Plaaslik kan internasionale ondersteuning en die wisselkoers dan help om die koringpryse beter te hou. Hierdie week se John Deere graan markoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien julle weer volgende week.